Goeiedag, ek is Bianca en ek is saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Vandag kyk ons na Numeri 33. Hierdie hoofstuk kan in 2 dele verdeel word. In die eerste deel kyk ons terug na dit wat God alreeds vir Israel gedoen het. En in die tweede deel kyk ons vorentoe na die oorwinning teenoor die land van Kanaan. Verse 3 tot 4 verduidelik dat alhoewel Israel slawe was in Egipte, het God hulle die vrymoedigheid gegee om te vlug uit Egipte as oorwinnaars, eerder as slawe. Daar kan ook gesien word dat die pla wat Egipte getref het, nie willekeurig was nie. God het dit spesifiek uitgekies om die Egiptenare teenoor hulle demoniese gode te bestraf. Wanneer ons na vers 5 tot 15 kyk, wys dit daarop dat die reis die volk meer as 'n jaar geneem het. 'n Groot gedeelte daarvan was egter spandeer om die wet te ontvang by berg Sinai. Die reis vanaf die wildernis tot by Sinai het omtrent 38 jaar geneem. Die rede daarvoor was om die generasie van ongeloof te laat sterf, sodat die generasie van geloof die beloofde land kon betree. Wanneer ons kyk na die tweede deel van die hoofstuk, kan die volgende uitgewys word. God het Israel as 'n unieke instrument gebruik om as oordeel teenoor die Kanaaniete te betree. Die volk moes hulle in alle aspekte oorwin, veral om die demoniese rituele van die Kanaaniete uit te wis. Moderne argeoloë het die korrupte en demoniese aanbiddingspraktyke van die Kanaaniete gedokumenteer. Hulle was werklik 'n kultuur wat ryp was vir die oordeel van God. God se doel was egter nie slegs om die korrupte kultuur van die Kanaaniete uit te wis nie, maar ook om aan die volk van Israel die land te gee. Indien Israel nie die Kanaaniete kon oorwin nie, sou die korrupte hart van die nasie in die land bly en die Israeliete sou mettertyd uit die beloofde land verdryf word. Alhoewel hierdie hoofstuk baie terugverwys na die geskiedenis wat ons alreeds weet van Israel, kan ons egter die volgende leer. Dit is van geen nut om in die oë van mense suksesvol te wees nie, as dit bloot toelaat dat die korrupte praktyke en houdings van die wêreld wortel skiet nie. Indien dit gebeur, moet ons terugkeer na die bron van lewe. En dit is Jesus Christus. En die rede daarvoor is sodat die wortel van sy koninkryk sal voortskiet. Mag jy 'n geseënde dag verder hê.